Lofoffer gee wees en ek sê net in die prys die Here. Ag, prys die Here nog 'n keer. Geef hom nog 'n keer. Praise the Lord. Elke wonder seker van hulle op die pastoor vandag kyk op 'n lansuniform aan dit. As 'n rede, daar's eintlik twee redes hoekom ek dit doen. Die eerste rede is bewusmaking. Nou, Paulus skryf hier in 1 Korintiërs 9, ek lees hier gou vanaf vers 13, hy sê, weet julle nie, dat die wat met die heilige dinge werk by die heiligdom eet nie, en dat die wat by die altaar besig is, by die altaar deel nie, so die Here ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal, dat hulle van die evangelie moet lewe. Maar ek het van geen een van hierdie dinge gebruik gemaak nie, en ek skryf dit met die bedoeling dat dit so met my moet wees, nie, want dit sou vir my beter wees om te sterwe as dat iemand my roem sou verydel. Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê en weer my as ek die evangelie nie verkondig nie. Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is dit rentmeesterskap aan my toevertrou. Watter loon het ek dan? Dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Nou die eerste ding wat Paulus hier so sê, dit vers 13 en 14, wat hy eintlik sê is, hy sê, die Here het bepaal, dat hulle by die evangelie bring, ook moet lewe in die evangelie. Met ander woorde, hulle eintlik versorg word. Dis ook die Here Jesus op mense gestuur, gestuur, en het gestuur, hy het gesê, nie extra skoene saamvat, nie extra klere saamvat, moenie extra kos saamvat, die daar waar julle gaan, sal julle versorg word. Met ander woorde, hulle by die evangelie bring, het eintlik die reg, hulle het eintlik 'n taak opgelê, en hulle moet eintlik kan versorg word. Hy sê, maar, ek het van geen een van die dinge gebruik gemaak nie. Hy skryf nie met die bedoeling so met my bloed wees. Hy sê dit hoef nie so met om te wees nie. Hy sê keuse wat hy gemaak het. Hy sê dit is beter om te sterf as iemand my roem sou verydel. Waarvan hy praat is hierdie roem, is nie sy roem. Die roem wat hy bring is die roem van Jesus Christus. Hy sê met ander woorde, dit is vol moeilik om Jesus Christus en die wonders wat Jesus doen te verkondig. Daar word ek versorg deur die kerk. Hoekom? Want mense is geneig om verkeerd na die dinge te kyk. Hulle is geneig, as die pastoor of die predikant versorg moet word, dan sien hulle nie dat dit God is wat hulle versorg nie. Dis ek, is my geld. Ek het ons tiende betaal, ek het wat ook al gedoen. Dis ook Paulus sê, hy verkies om dit liewer nie te doen nie. Hy verkies dat hy liewer vir sy eie beursie sorg, sodat daar die roem van Jesus Christus nie verydel word nie. Ek het die verlede week gelees dat Esdra dit ook sê, hy sê in Esdra 8 vers 22, maar hy sê, hy het so geroem met die God, dat hy eintlik vir hom moeilik is om die koning iets te vra. Want dan die koning gaan seker dit, ja, maar jy daar roem op God en dit vra jy vir my. Nee, want dit is wat mense moes dink. Hulle dink nooit daarvan as ek iemand help of iemand versorg of die kerk versorg, dat dit God is eintlik wat deur my werk. Hulle gaan nie, dis ek wat dit doen, is my geld. Nee. Dis wat mense doen. Dit is nie so. Ja, dis wat mense doen. Sien dit oral die laaste tyd, oral op Facebook, oral is daar hierdie tipe ding. Hy sê dis hoekom. Hy verkies en ek verkies dit ook. Ek het al baie vir die Here gevra, Here, maak dit vir my moontlik. Dat ek en pastoor aan ons werk kan doen, sonder dat ons uit die kerk het enigstens iets te ontvang. Dit is eerder aan buitekant te doen. Hy sê, want as ek die evangelie verkondig, is vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê. Wat bedoel hy met die dwang? Hy bedoel nie dat dit vir iets moeilik is, hy bedoel eintlik dit is 'n roeping. Nee, as ons 'n roeping ontvang, dan moet jy dit doen. Dis 'n opdrag van die Here. Hy sê die dwang is my opgelê. Hy sê as ek dit vrywillig doen, het ek 'n loon. Maar as ek dit onwillig doen, is dit rentmeesterskap aan my toevertrou. Met ander woorde, ek doen dit maar in Christus. Nee, ek doen dit of omdat dit my passie is, of ek doen dit want dit is my opgelê, maar ek doen dit maar in elk geval. Ons praat vandag 'n bietjie oor uniforms en toe ek in die weermag ook was, in my dae was daar nog diensplig gewees. En onthou die, ek weet nie van jy sal nou onthou, moet daar vir jaar. Ons het nog diensplig gedoen. En jy het mense gehad wat dit gedoen het, want ons is verplig om dit te doen. Ek het wat gedoen om agter die rug te kry, en ander het gedoen want hulle eintlik 'n passie gehad daarvoor. Is gewoonlik hulle wat beroepssoldate ook later geword het. Vandag is die weermag baie kleiner. Hoekom? Wel, buite dat ons nie meer dit hoef te doen nie, dit seker maar finansiële redes ook, maar dis die hoofrede, ons hoef dit nie meer te doen nie. En ek wil amper deurtrek na die kerk toe. Tradisioneel in die kerk, daar is kerke wat dit nog steeds doen,
En ek preek nie daarteen of ek praat daarteen nie, maar wat hierdie tradisie gehad het, dit lei daar. En jy as jy klein is elke jaar, want as jy klein is groei jy ons nog vinnig, en later as jy bietjie stadiger groei, seker so elke tweede jaar, is daar 2 stelle klere wat jy kry. Die een is jou skoolklere, jou skooldrag, en die ander is wat? Is jou soet en jou skoene vir die kerk Sondag. En altyd is soet, ek wil altyd 'n soet gehad. Jy het 'n soet gehad, jy moet hom hê, jy moet jou skoene hê, jou das, wat jy Sondag aantrek. Want jy sien, en hulle sê die kerk was toe vol gewees. En hulle sê vandag is die kerk leeg, want die mense kom soos hulle wil. Dis nie die waarheid nie. Jy sien, die mense was verplig. Die mense het gevoel, dis 'n plig. Dis een van die dinge wat ek moes doen. En nou het ek my uniform. Ek sal nooit vergeet nie, ek het elke Sondag my koors gehad. Verskriklik my koors. Hoekom? Maar die tannies met hulle breë hoede het hulle self met parfuum gespuit dat jy nie gepas het kry. Maar sit ek daar in daardie moederskamer, want ek was seker maar 'n bietjie stout ook geweest, of ons het een of ander rede in die moederskamer gesit. En dan het ek jy sê my neus loop op my oë toe en ek weet nie wat alles nie, ek moet konsentreer nie. Net hierdie tannie met die hoed wat ek optree nie om kan sien. Dis 'n vorm van die uniform wat hulle gedra het. Maar as jy kom soos jy is, jy sien maar die groot afval, as 'n groot bakleierery oor die afval, as jy mense kan 'n salwing verloor, as jy die ding van one safe, always safe. Hoor ek my, ek het ook op 'n stadium gesê dit bestaan nie. Ek het my mind gechange. One safe, always safe, dit is waar. Die Here sê baie uitdruklik dat niemand kan jou uit God uit sy hand druk nie. Die probleem is mense, die afval is nie mense die kerk wat afvallig word nie, dis die vals kerk. Ek wil amper sê dis die dienspligtiges wat nou afgeval het. Omdat nou nie meer plig is, of mense nou hulle eie wil en hulle wil doen soos hulle wil, ek hoef nie meer te gaan, ag my kerk is mos in my binnekamer, my kerk is mos in die huis. Hy nou vir jou vertel as jy by jou kerk is. Dis waar jou plek van aanbidding is, dis waar jou selgroepe is, wat ook al die geval is, maar die kerk is nie dit nie. Maar die afval het gekom. Jy sien die mense wat gebly het, is die mense wat werklik daar wil wees. En hulle kom soos hulle wil. Vanmôre het 'n man verbygeloop, weer, hy was in ons kerk gewees, baie keer was hy so pad kerk toe gekom, nooit tot baklei daaroor, nooit gesink, steur gekyk, of enige iets op hom, nooit nie. Op 'n stadium het afvallig geraak, kom met die hande, wil die hele tyd ontvang, toe so 'n bietjie die deure toe maak, toe kom nie meer nie. Maar elke keer sê my, ek het nie die regte klere, en sê ek, weet jy sien nou kaal nie? Nee, ek sê, dat sê ek, maar kom soos jy is. Nee, nou die pastoor die langste, hy kan nie techniek, hy het nou vir ons soet gegee. En ons het verplig om te kom. En dit is oké, miskien is die heilige doel die middel, maar my vraag is, kom hy omdat hy wil, of kom hy omdat eintlik nou nie meer 'n keer sy hy ons nou die kere gekry. Jy sien, jy is anders dan jy kom soos jy wil. Nee, nee, jy kom soos jy wil, soos jy kom soos jy is, solank jy hier is vir die Here. Wil jy so nie? Ek sê nie as goed skuldig wees nie, maar as jy nie weet het jy nie weet nie. Maar in 'n geval, dis wat Paulus sê, hy sê, met ander woorde, hy doen dit vrywillig, jy kan dit doen, omdat jy 'n loon, vir hom is dit loon. Hy sê, met ander woorde, omdat jy dwang is jou opgeleid, jy doen dit of omdat dit vir jou lekker is, soos die beroepssoldaat, of jy doen dit, want die plig is my opgeleid. Ek moet dit nog steeds doen, al is dit net 'n rentmeesterskap. Hy sê, en wat 'n loon het hy dan? Dat hy die evangelie kan verkondig. En dat hy dit kosteloos kan bring. Hy het die voorreg om dit kosteloos te bring. Ek het net gesê, vir my grootste wens is om dit kosteloos te bring, en dis hoe ek begin het. Maar ons moet baie dinge prys gee. Ongelukkig, as jy voltyds in die ding wil wees, baie dinge wat jy moet prys gee. Maar ek wil vandag jou geld vra nie. Ek wil vir jou net 'n punt bring. Hy sê, ek het die evangelie van Christus kosteloos gebring, nie om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie, want hoewel ek van almal vry was, het ek my almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. Met ander woorde, ek probeer al die dinge, ek wil mense win. Nou kerke, jy sien, dis die ding van 'n kerk. Die kerk is nie agtergeslote deure. Die kerk het twee dinge, om te ontvang, want onthou die liggaam is nog nie volledig nie. Die kerk is ons plus hulle wat nog moet bykom. So ons het mense kan ontvang, mense kan ontvang, dis 'n plek hê, wat mense kan uitken, maar daar bordjies is, wat ook al, 'n kruis, maar sien, maar hier is 'n plek, en dit Sondagdiens, en die Here is ook, ons mag maar inkom, ons gaan kom soos ons is, dis een ding van die kerk, maar die ander ding van die kerk is natuurlik ook om uit te gaan. Ons moet net die binne bly, ons moet ook uitgaan. En dis ook op baie kerke, as hulle dit finansiëel kan bekostig, dan sal hulle byvoorbeeld een of ander sending, sal hulle ook met geld voorsien. Hulle voorsien dat een of ander sending, ek weet nie, kerke baie keer dit ook so, het hulle 'n sending, 'n spesifieke sending, wat hulle dan ook in amper sê borg, wat hulle ook eintlik, en dit kom op hulle staat en alles. Ons het ook, ek het ook
die staat wat ek elke maand daarna word waar ek ons op waar gestuur, dan praat daar binnebediening en buitebediening. Hoeveel geld het jy gegee vir die buitebediening en hoeveel was dit binne? Binne is op ons eie gemeente, buite is buite die gemeente. Ons gaan doen hulp buite, ons gaan gee kos buite, ons gaan bring die woord buite, ons gaan self mense se huise wat in ons gemeente is, wat ook in die geval, met ander woorde, maar hulle kan byvoorbeeld sendelinge borg, hulle kan hulle koste dra, gedeelte daarvan dra. Ander kerke het genoeg pastore, dat hulle byvoorbeeld wat ook al van die pastore kan uitstuur as evangeliste. Israel Taylor is 'n evangelist, maar hy behoort aan 'n moedergemeente, né? Party gaan dit doen. Tot die Potgieter, hy gaan bedien gereeld op ander plekke, want hy die pastore wat op ander plekke bedien. En nou kom ou soos ek sê, wat kan ons in gasgemeente doen? Want ek moet elke Sondag hier wees, Woensdae hier wees, ons het nie ander mense nie. Wat kan ek doen? Waar kan ons hulp verleen? En dit waar die kapelaansdiens kom, waar 'n mens gaan en sê, okay, dit kan ek doen. Dis iets wat nie inmeng met die ure hier op 'n Woensdag of 'n Sondag nie, wat jy kan doen buite. En om daardie mense, wat ook 'n roeping, want hulle sê dis 'n roeping. Jy moet tog nie sê dis 'n beroep nie, dis mos 'n roeping. Hulle wil sê, daai ambulansmanne, daai paramedici, daar seker party wat ek sê, ek dink as maar min vir wie dit 'n beroep is. Maar jy sal 'n roeping, jy betaal vir 'n daarvoor. Maar hulle te doen elke dag met trommel en al sulke goede, en jou verpleegsters, jou ambulanspersoneel, selfs jou verkeersmense, jou polisielede en so aan. En dit is waar ek dan uitgaan, waar ons iemand uitstuur. Ek wil eintlik sê, ons sit iemand uit, dis wat ons kan doen, om iemand kosteloos uit te stuur, om hierdie bediening, hierdie mense te gaan bedien, of op 'n toneel mense te gaan bedien, wat ook al die geval mag wees. En dit toevallig die ou wat ons uitstuur is dus sommer ek self. So die een rede is bewusmaking, dat jy net besef, hierdie gemeente is nie hier. En ons kom nie net en ons spreek op 'n Sondag en Woensdag en vele ouers holiday. Ons is nog redelik in die kinderskoene, maar dis bewusmaking. Dis een rede. Maar die hoofrede hoekom ek vandag in die uniform is eintlik te doen met my tema. En my tema is dress vir sukses, né? Om aangetrek te wees vir sukses, om aangetrek te wees op die manier vir die doel. Met ander woorde, die doel waarvoor jy aangetrek is. Is dit nie so? Nou, 'n konstruksiewerker, 'n executive, 'n direkteur in 'n kantoor gaan nie dieselfde klere dra nie. Ek dink ook al as 'n ou gaan aansoek doen vir 'n direkteurspos by 'n groot firma, jy kom met jou vlakkies en jou stukkende denim, en jou t-shirt wat sê my love not war, jou lang hare en jou oordrag. Ek dink nie hulle gaan jou ernstig opneem nie, né? vir hy, en die selfde ding met 'n ander ou wat gaan sê, ek wil konstruksiewerker gaan word, maar ek kom met my sjoet en my aktekas daar. Ek dink daai firma gaan sê, nee, doen dan. En as jy sê, gaan hy sê, geef vir my jou hande, en as jy so kyk, sê, nee, hier staat taantjies, nou bly, né? So dit het baie te doen met uitkenning, ons anders aanslagvorms van uniforms wat ons dra. Daardie tipe van ding. En dis ook maar baie keer vir die dametjies sê, as hulle so op tattoo het, dat hulle gaan, ag, pastoor, is die son, en dis die dat nie, jy is bijvoorbeeld, dan sê, wat se posisie wil jy wees? Nee, ek wil ontvangsdame, dan sê, dat ouens gaan jy nie vat nie. Ja, maar jy is bijvoorbeeld, jy sê nie, daai ouer interview doen sê bijvoorbeeld, die maar sy kliënte is, die wêreld is. En dis die eerste ding wat hy sien, is hierdie vrou wat slordig, ryk en nie mooi lyk nie en so aan. Met ander woorde, soms moet ons ook aantrek, aanpas, nie maar soos jy voel nie. Jy moet aangetrek wees. En daardie tattoos is ook 'n manier wat jy jouself aantrek. Nee, ek praat dit as 'n voorbeeld. Ons moet altyd onthou, we have to dress vir sukses. Dit is te doen met hoe jy lyk. Nee. Hoe ou lyk? Nou wat doen die uniform? Dit begin al by die skooljare, skooluniforms. Die eerste ding is natuurlik om jou uit te ken in watter skool jy is. Nee. En dit het ook te doen met kameraadskap. Nee, kameraadskap is, ek ondersteun my skool. En hy het ondersteun sy skool. Toe ek op hoërskool was, het ek 'n meisie gehad, haar naam was Veronica. En ek was in die wat was ek, Diamantveld, dit was vroeër geweest. Ek was in Wilsey Hoërskool en sy was in Jeugland Hoërskool geweest. En sy was vir my die belangrikste persoon in die wêreld. Kyk, as jy was te jonk en verlief is, dan is niemand anders wat help nie, né? Die belangrikste. Maar as ons daar by die Barnard Stadion na Kempton Park, het ons interskole gehad, en in die begin sit jy mos by jou skool, jy weet, ons in later, dan begin ons so mee. Maar sit ek en die kykie daar langs mekaar, vreeslik verlief, maar as my mannetjies daar by haar skree, ek vir my ou en sy skree vir haar ouetjie. Sy skree vir haar skool, die loyaliteit is daar, die kameraadskap, ek hou nie eers van die ou.
maar hy sal my skool, nee, dis die kameraadskap, dis wat uniform het te doen, dis uitkenning waar jy is, dit gaan oor daai kameraadskap. Sê met die weermag en so, weermag uniforms, daar het uitkenning, dat hulle kan weet wat deel jy is, wat jy doen, as jy verkeersman, as jy polisieman, waar as jy in die militêre diens, as jy lugmag, nee, as jy leer, wat 'n deel van die leer, as jy vloot, as jy die mediese dienste, die uniforms verskil. Ja, daar is ook seker aansien daar, jy weet, ek sê dan jy nou 'n naamplaatjie gehad, en jy het nou seker ribbons waar, medalje ribbons, onder mekaar kan, as jy eers van hierdie ou, hy het 'n paar keer 'n ribbon, hy was al op die grens, hierdie ou te Suid-Afrika, wat beteken hy was nou al in Angola gewees, daai ou het 'n militaire medalje, en so kan jy aangaan, so 'n bietjie status, so 'n bietjie erkenning, dan ook jou kwalifikasies, hierdie ou het valskermvleuels, daai ou het vleuels, wat ook al die geval mag wees, skietbalkie, hierdie ou kan goed skiet. En dan natuurlik die taak wat jy het, ons het so balkie in die lugmag gehad, wat sê, lugruimbeheerder, of logistiek, of inligting, of jou PTI, hy het 2 sulke swaartjies gehad, en hy is 'n physical training instructor, en as daar so aardjie by was, dan sê advanced physical training instructor. So daar sekere voordele, en daar sekere aansien, dat hierdie verskillende weermagdele, nie net uitkenning het nie, maar ons ook redelike, in jou eie ding het jy die kameraadskap, maar daar is ook 'n sekere kameraadskap wat oor kruis was. Want ons het saam met die polismanne geveg op die grens, ons het saam met vloot geveg, en wat ook al, en daar was uniforms eintlik maar dieselfde gelyk. So jy het baie keer in die land gekry, ek het weer baie padblokkades byvoorbeeld, die polismanne het sommer net, as hulle sien jy die uniform, en my sien hulle maar sommer net deur, as hy kameraadskap, nee. Kyk as hulle stop en sê, ek moet maar 'n bietjie check, maar check net so boon. Want ons is kameraad, ons is in dieselfde ding, ons het dieselfde gedagte, het gaan oor veiligheid. Dis van die uniforms, en daar is baie redes vir uniforms, uniform kan natuurlijk na die kop toe ook gaan, uniform kan 'n negatiewe ding ook hê. Ek sal net vergeet nie, ek aan 'n Marie ontmoet het, toe ek nog in die lugmag gewees, en haar vriendin, sy sê, was jy ook een van daai rokjag, want jy was die blou uniform, en as jy die blou uniform of wit groot uniform aangehad het, meisiekies en kietjies was so lang, rarig so gewees, en party mense het dit misbruik, dit is net so, en dit wil ons moet pas op vir uniform, ook nie 'n stigma aan kleef nie. Maar ons moet onthou, en ek het dit nou so afgenoem, daar is 'n tyd, daar is verskillende uniforms, verskillende dinge, so die kapelaansuniform, 'n kapelaan op 'n weermag eenheid het altyd, daar is ook die senioriteit aan die range gehad, wat hy wie senior ou op die, wat die belangrikste op die basis, of in die groep, en die ou die besluit te neem, en so aan. Hulle het altyd gevra, wat is die rang van 'n kapelaan? Kapelaanse rang, die driehoekie, ek sê altyd dit vereenwoordig die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is altyd gelykstaande gewees aan die hoogste offisier, wat het daai oomblik, as die hoogste offisier 'n bevelvoerder, hy is 'n brigadier-generaal, dan sê jy gelyk aan 'n brigadier-generaal, as die hoogste offisier 'n kaptein is, as jy gelyk, jy kom met die autoriteit van die Here, hy kom met die autoriteit van die staat. En hy is gewoonlik op 'n toneel, is hy in charge, maar jy is net langs, want jy is verantwoordelik vir die, ek wil opgee vir die geestelike van die mense. Op 'n ongelukstoneel, wat ook al die geval gaan wees, jy is verantwoordelik daarvoor, en dis hoe jy ook die uniform dra, dat jy uitkenbaar is. En daai kameraadskap is, daar is nie sommer 'n ou wat sê, maar ek is 'n pastoor, wat ook al die tussen nie, hulle kan sien, okay, hy is een van ons, hy dra ook uniform soos ons. Dis ook ons tyd die uniform dra. Maar dan gaan ons in battle, en ons is besig met geestelike oorlogvoering, as ons deur is dit nie waarmee ons besig is. En dis wanneer ons kom en sê, nee, nou is ons gelyk, we come as we are. En die een nou is dalk 'n direkteur, of hy is dalk wat ook al, maar hy los het buite by die Here. Hierso is hy deel van die liggaam van Christus. En die ander is dalk 'n straatveer, daar buite, maar hierso is hy gelykstaande. Hy dra dalk 'n bietjie anders te klere, maar geestelik is op dieselfde vlak. Want jy sien, wat ons grens toe gegaan het, dan het ons 'n ander uniform gedra. En my dae was ook Browns gewees, en later het hulle camo gehad. En jy lyk presies dieselfde. Jy en die kolonel, en wie ook al, almal lyk dieselfde, jy dieselfde uniform aan, en julle boots, en julle battle-drag aan. Nee, dis eintlik as op die basis het was, dan het jy 'n hoed wat sê, jy is lugmag, en die wat ook al, maar soos bos toe gaan hulle op die boshoed aan, en almal lyk dieselfde. En die kolonel lê saam met jou in die loopgraaf,
Ons het baie respek vir hulle gehad. Hy het nog steeds 'n bevel, die kaptein of die luitenant of wat ook al die geval mag wees. Hy lê saam met die loopgraaf, hy is dieselfde as jy aangetrek. Hy is nie daar voor staan, jy kan weer 'n ring trek en hy lyk vreeslik belangrik nie. Ek het 'n pastoor wat baie vir my kwaad word as ek hierdie praat. Hy sê ek dit help nie. Mense kom na my toe en sê hulle, die man staan daar en hy het 'n soet aan dat jy hom weer 'n ring kan trek en dan hou hy sy hande uit. Jy sien dit gou hier, dis is 'n ketTINGS en wat ook al die geval mag wees en dit lyk verskriklik reg. En dit gaan vreeslik goed by die ou en hy praat boor ons koppe. Ons verstaan nie eens wat hy sê nie. Hy het nie eens 'n tema nie. Ons weet agterna nie. Hy sê hy kom praat op met leiding van die Heilige Gees. Ons weet nie eens wat het hy gesê nie. Ons weet nie eens waaroor dit gegaan het nie. Dit gelyk asof dit net oor hom gaan. Hoogmoed en trots. Dan sê hy, ek is nie hoogmoedig en trots. En sê ek, ja, maar dis die indruk wat jy sien. Dis hoekom hierdie pastoor in die winter raak op baie keer 'n das met 'n krikel, al die algemeen oopstaan hier met 'n gewone netjies 'n broek en ek verlede week het ek sommer opstaan hier aangehad en wat. En die netjies se dinge, want ons is saam in die battle. Nee, daar is 'n bevelvoerder daar in die loopgraaf. Ons is almal in dieselfde battle, ons trek dieselfde klere. Dis maar nie die vloot in die lug mag swart stewels aangehad en die leer en die medics en ons het bruin stewels aangehad. Dis omtrent al wat die verskil was. Jy het twee soorte stewels gehad. Jy het een gehad wat genoem drill boots en hy het onder min of meer gelyk soos hierdie skoene, né? Dan moet jy drill, as jy dan lekker so op aandag kom en klap by sommer so lekker, né? Maar dan die ander boots gehad, combat boots. Gelyk so Celia se bakkie se tires, 4x4 tires, né? Onder. Dis waar jy oor klippe en alles gaan. Combat. En ons is in 'n combat. En Here Jesus Christus gekom en hy was in 'n combat. En hoe het hy gelyk? Het hy gelyk soos die Fariseërs? Die lig van die Fariseërs het ook uniform gehad. Nee. Hulle het ook 'n spesifieke drag gehad, 'n gewyse besieder en karakter en oulik en hoe geleerd hy eintlik is. Nee, amper soos die manne in die hof het hulle geweet in Amerika kyk 'n prokureur word net ernstig opgeneem as hy 'n grys soet, 'n snyierspak aan het in Amerika, né? Regtig so, wat? As jy ander soet het, is sommer so 'n prokureur nie, maar hy wat tel, hy het 'n grys snyiersoet, absoluut. In Suid-Afrika het hulle swart pakke aan en het so swart toegang, hè? 'n prokureur of 'n aanklaer wat ook al nie. En die landros met 'n swart toegang, as hy 'n regter is, hulle het gewoonlik 'n rooi of 'n pers of 'n bloue wat wys. Dieselfde met 'n graad regtigheid. As jy 'n graad vang, wat ook al kry jy 'n swart toegang, hè, maar as jy 'n doktersgraad as 'n rooi toegang. So het almal uniforms. Maar wanneer ons in die battle ingaan, en Jesus kom in die battle, en hy kom en hy eet en hy drink, saam met sondaars. Want jy sien, hy het gekom vir hulle. Hy het nie gekom vir die grand nie. Dis die ander ding, baie pastore, nie net lyk hulle vreeslik oulik hier voor nie, maar jy sal ook sien hulle wen net met hierdie ouens wat tiendes betaal, of die ouens wat die grand karre ry, of wat ook al nie. Hulle net seker is. Ons is in 'n battle, ons is saam in dieselfde loopgraaf. Ons almal. Praat nie net van myself, ons praat van ons almal. Ek praat van nou met die Mercedes ry, ek praat van nou wat met sy voetjies kom. Ons almal is hier kom, is ons in dieselfde oorlog. Jy weet, mag nie almal dieselfde pyn gekry as die grens toe gaan, almal dieselfde tydjie nie. Ons is in dieselfde oorlog. Jesus kom, dan sê die wat Tanya Strauss sing. Will he be welcome? Will Jesus be welcome there? Sy sê, as hy inkom in sy sackcloth, die sackcloth is wat gooiing sak klere, as Jesus inkom hier, in sy gooiing sak klere, gaan ons hom uitgooi, of sal hy welkom wees? Sal ons boer omkyk, en dis ook al 'n probleem met, ag 'n kerk maak, sy wil werk, is 'n probleem met die kerke, wat nog steeds die tannies met hoede dra, en die oomies met soets dra, en daai goede, want hulle is hulle regtig aangetrek vir die battle. Ek praat nie net van fisiese drag, ek praat van jou geestelike kere ook. Maar die Here Jesus is geminag. Hoekom? Want hy het geëet en gedrink saam met sondaars, prostituie, tollenaars en so aan. Hoekom? Want hy het vir hulle gekom. Dis hulle wat hom nodig het. Hy het gelyk soos wat hulle lyk. En Paulus het presies dieselfde gedoen. Daar is 'n sekere groep mense, Israel visie en so aan, wat glo, hulle is die uitverkorenes en al die goed, en hulle wil deesdae die laaste, hulle wil dinge by die Bybel byvoeg. Hulle wil so graag hierdie buitese Bybelboeke byvoeg, hier nog en allerlei boeke wil graag terug insit. Dit woord van die Here sê niks byvoeg nie, dit regtig nie. Hulle wil hierdie goed byvoeg, want hier ons praat goed wat hulle like. En hulle wil baie van die Nuwe Testament wil uithaal. As jy baie van hulle praat oor Paulus, dan sou hulle nog probeer stry, as jy hulle hoek dryf, dan sê jy maar ag, Paulus is 'n valse profeet. Hoekom? Hulle sê die Engels het twee gesig. Hulle sê dan weer hierdie, kyk wat sê Paulus. Hy sê hier, ek hoor dit is deel van vers 20. Hy sê vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win.
Vir die wat sonder die wet is soos een sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword om die swakke te win. Vir die almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Met ander woorde, hy offer op ter wille van die evangelie. Dis wat ek vir die pastore ook weer sê. Wat vir my kwaad, hy het my al vergewe, maar dit is maar vieserig, omdat ek dit nou gesê, en gee die voorbeeld van hoogmoed en trots. Kyk hoe lyk jou soldate, kyk hoe lyk die kraal, jy is maar net ook 'n skaap in die kraal, jy is dalk die hoofskaap, maar jy is ook net 'n skaap in die kraal. Kom 'n bietjie op hulle vlak, wat Paulus gedoen, kom op hulle vlak. Dat jy nie uit die hoogte uit oor hulle koppe preek en oor hulle koppe praat nie. En dat die idee is, dit gaan nie oor jouself. Dan sal jy begin mense win. Dan sal jy begin kry mense deel wil wees van daai kraal, van daai kudde. Paulus het gedoen, Paulus was nie op twee gesig nie. Hy het gesê, ek verneder myself. Weet my pa het altyd gesê, is makliker om iemand af te trek na jou vlak toe as om iemand op te trek nie. Maar ja, dan verneder jy jouself, maar dan gaan jy maar by die vlak. Ek sê nie, want ou Jesus het nie deel geneem aan die sonde wat die mense gedoen het nie, maar hy het ook gelyk soos 'n sondaar. Hy kom by die put, by die Samaritaanse vrou, Jesus Christus, daar in Johannes 4. En sy kon hom net uitken as 'n Jood. Sy kon nie uitken dat hierdie die almagtige Here Jesus Christus, wat sy eie water kan skep en vir my die lewende water gee. Jesus Christus het altyd van net nederige gewone gelyk, maar hy sê, hierdie water wat ek vir jou sal gee, as jy dit gedrink en jy nooit meer dors nie, sy sê asseblief gee vir my van daardie lewende water. Is dit nie wat ons nodig het nie? Amen. Prys die Here, dis wat hy doen. En dis wat Paulus gedoen het, dis wat ons almal doen. Nou praat ek nie oor die Efesiërs lyk, ek praat van die klere wat jy ook hier aantrek. Dit help jy sit jy bedoog om te trots en jy kyk neer op die ander mense nie. Of jy voel minderwaardig en nie goed genoeg om ander is gekry. Jy los daai ding op buitekant. En selfs as jy buite gaan, as jy veronderstel die woord van die Here kan oorkom op 'n of ander manier die lig te laat skyn. Maar so baie mense wat hier so mooi glimlag, ek sien hierdie maar in kerke glimlag mooi met broer en ons groet mekaar, maar buitekant by die straat dan maak jy sit jy nie sien. Jy wil al sien. Ja. Is ons regtig aangetrek vir die battle. Watter wapenrusting moet ons aantrek? Amen. Efesiërs 6, die wapenrusting van God. Dis die uniform wat jy aantrek. Dis daai uniform waar almal dieselfde lyk. Die Amerikaanse weermag, ek kyk altyd as hulle fliek so kyk, dan moet ek mooi kyk. Dan sê jy, hier is 'n battle, jy kan nie sien wie se generaal en wie se korporaal. Jy kan nie die range sien, jy kan nie die name sien nie. Hulle almal is net so kabal met uniforms aan. Maar hulle almal is in die oorlog, hulle almal in dieselfde geveg. Hulle almal kan doodgeskiet word. Een is in beheer, hy is op bevel. En hulle is respekvol. Ons het altyd baie meer respek gehad vir daardie kapteine en daardie majore en daardie kolonelle wat saam met ons in die loopgrawe gereed het, as daardie ouens wat in die republiek al die orders gegee het, né? Want hulle is maklik om die orders te gee, is maklik om die voor te staan en vir julle te vertel, man, julle moet so maak, maar ek self nie. Is dit nie so? Prys die Here, die volle wapenrusting van God. Paulus skryf hierso vir die Efesiërs, hy sê van vers 10, Efesiërs 6, hy sê eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hoor mooi, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Christene val mekaar vreeslik aan op Facebook en op Twitter en weet jy wat al sê, ek ken nie al die goed nie. Val mekaar aan oor watter dae ons hou, watter naam, ek het sommer eintlik kyk verlede week het was Dr. Jacques Potgieter mooi gepreek oor die naam van Jesus. Ek het die week op my Facebookblad het ek die oorsprong van hierdie ander name gewys. Dat Jesus se naam is Jesus. Daar's krag in sy naam en ek het geen probleem as 'n ander wil gebruik so name soos Yeshua, maar weet dit, dis maar 'n transliterasie in Hebreëse. Sy naam is Jesus. Daar's krag in sy naam. Ons dryf duiwels uit in daardie naam. Ons bevry mense in daardie naam. Ons kry mense onder die Heilige Gees om in daardie naam. En so kan ek bid in daardie naam en die krag is daar. Ek noem daardie naam en die lig skyn. Ja, amen. Maar hoe val mense aan oor dit of watter dae hulle kerk toe gaan? Watter kerk hulle is, hoe hulle aantrek kerk toe. En so gaan hulle aan. Ons veg teen mense. Paulus sê jou geveg is teen vlees en bloed. En ja, die duiwel werk deur mense, maar ons moet altyd onthou, die mense is nie die probleem nie,
dit is die duiwel wat in hom is, wat die probleem is. Mense het die week het ek weer dit gehad oor mense wat gay is. Het die Here hulle gehaat? Nee, die Here haat hulle nie. Hy haat die bose gees in hom. Hy haat die sonde in hom, soos enige ander sonde. Hy haat nie die persoon nie, hy haat die sonde. Die persoon is altyd welkom. Maar ons moet ontslae raak van die sonde, want die Here werklik lief is vir die Here. Dan gaan die gees van die Here hier bly, is dit nie so? Ons geveg teen die bose. En ons is saam met die selfheid. Ons dra al die selfheid uniform. Ek gaan nou vir julle vertel hoe lyk daardie uniform. En jy moet gaan seker maak dat jy ook hierdie uniform dra. As jy hom nie dra, maar jy kom dat ek vir jou bid, dat jy hom kan aantrek. Hierdie vorm lyk so, luister mooi wat hy sê hierso, vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring, dit staande kan bly. Met ander woorde, jy gaan die fight wen. As jy die wapenrusting wat God jou gee werklik dra, gaan jy die fight wen. Maar jy net kan staan en bly ook agterna. Hy sê, vers 14, staan aan vas, julle lendene met die waarheid om God. Hey man, kyk, ek het begin gewig verloor, ek wil die stap begin optel, ek wil weer 'n plan begin maak. Maar my broeke was so gewees dat ek het nie 'n bel gehoor gehad, ek moet dit dra, want ek doen, die check maar 'n bel, die is nou lissies, dit dink nou netjies wat bel van dit. Maar op 'n stadium was dit so gewees, my broek begin afval, né? My broeke val af, nou moet ek 'n bel aan hê, maar as my broek afval, is was 'n vergeetheid as jou broek afval, en jy op jou knie of op jou enkels, is dit nie so nie? Ja. Absoluut. Hy sê daarom, jou lendene om God met wat? Met die waarheid. Ken jy die waarheid? Ken jy die waarheid van die verhaal van Christus? Is jy oortuig van die waarheid? Dit is maklik vir mense om dit te vertel. Maar mense wil weer en weer geslinger met die enigste woord van God. Dan glo vir my die bose ken die woord van God uit hulle koppe uit. En dan gaan dit vir jou kan opsien. En dan gaan jy daai teksies daar uithaal wat hulle pas. En dit gaan jou laat wonder. Dit gaan jou dinges met hoekom, want jy het nie die gordel van die waarheid aan nie. Hierdie gordel moet vas wees, hy moet styf getrek wees. Hierdie gordel het ons weermag toe gegaan, het jou waterbol gedra, het jou ekstra patrone daar gedra, al sulke goed. 'n Ou wat gaan 'n ander geveg hê, wat 'n skrynwerker of 'n ou wat 'n handyman wat het wat 'n toolbelt aan, né? Met al sy tools daar. Jy moet 'n belt hê wat die waarheid, jy moet die waarheid ken. Die waarheid moet vir jou wees, die waarheid van die kruis. Jy som met 'n gedagte nie, I know what's the truth. Weet jy dit? Julle lende met die waarheid om God, anders te gaan jy, soos baie mense, verleer wees, want mense vang jou vas met Bybelgoedjies, in plaas van te sê, gister, wat God. Wat God. Jy gaan my niks vertel vir die Here nie. Jy kan met al jou kennis kom, ek het verlede gepraat oor kennis, jy moet al die kennis kom, wat wêreldse kennis is. Ek ken Here Jesus Christus. Die Here nie. Greep die borswapen van geregtigheid aan. Dan gaan baie pyle op jou afgevuur word. En kyk as jy onder 'n weg hard toe gaan, het pyle in jou rug, want die borswapen is net nie voor. Borswapen van geregtigheid. Die Here sê in Matteus 5. Hy gaan daar, dis een van die eerste dinge wat hy vertel vir die klomp Fariseërs. Wat hy vir hulle sê, as julle geregtigheid nie meer is, hoor my, jy kan dit gaan lees. Hy sê daar, kom ek lees dit vir jou. Let me read it for you. Hy sê dit hier in Matteus 5. Hy sê, vers 20, want ek sê julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Nie gelyk staan aan hierdie ouens wat sê ons hou die wet nie. Oorvloediger. Hoe is dit weer oorvloedig? Ons het verlede week al gepraat, of week al voor dit, een van die name van die Here Jesus, wat is een van sy name van God? Die God van geregtigheid. Deur hom word jy geregverdig. Nie deur jou eie krag nie. Deur hom word jy geregverdig. Het jy daai borswapen aan? Want sê, julle kan my enige van ons vertel, julle kan my pyle maar skiede. Gaan net so van my af. Julle kan my nie seermaak met julle Bybelkennis, julle kan my nie seermaak met julle woorde nie. Want ek die borswapen van geregtigheid. Ek het dit nie verdien nie, ek het nie iets gedoen nie. Ek het Jesus Christus aanvaar as my redder en my saligmaker. I know it, ek glo dit. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede, die daai boodskap, ek het nou gepraat oor die boots.
Hy sê nie die bereidheid om die evangelie te verkondig nie, hy sê nie die bereidheid van die evangelie. Met ander woorde, wat die Here ook al op jou hart sal hê, of dit iets is wat jy gaan doen, en of dit iets is wat jy moet ontvang. Maar die bereidheid. Ek het nie nodig om allerlei reëlings te maak om jou op te tel wat ek hier te kry. As jy nie wil wees van jy weet, die mense regtig wat ver kom planne maak om hier te wees, en daar is ander mense wat eenvoudig net verwag as jy by die koning kan vervoer nie dan. En dit is ek hulle my guns doen, my guns. Maar jy sal bereid wees om die pad te loop, en dit is nie noodwendig net 'n fisiese pad, dit is baie keer 'n geestelike pad. Bereid wees, daai boots aantrek. Ek wil vir jou sê, as ek nou daai drill boots aantrek grens toe, en ek lekker hard voete slaan. Maar my voetjies gaan baie seer wees daar op die battlefield, maar as ek daai battle boots aan het. Nee, hy trekker tyres, hy bakkie tyres. Bereid. Die woord te gaan verkondig, bereid om te gaan waar die Here my ook al mag stuur. Dis daar 'n fisiese plek, of dis daar 'n geestelike plek, of daar iets wat jy moet doen, dis daar iets wat die Here op jou pad bring. Met ander woorde, wat die Here van jou verwag om die evangelie te bevorder, as jy dit nie verstaan nie. Dit kan 'n woord wees wat jy spreek, dit kan iets wees wat jy gee, dit kan iets wees wat jy doen, wat ook al die geval mag wees. Die Here sal jou lei as jy net weer om te luister. Dit wat ek moet doen, daardie boots moet ek hê. Daardie skoene, daardie stewels, daardie skoene, terwille van die, met ander woorde, bereidheid vir die evangelie, om te doen wat ek kan doen, dat hierdie evangelie uitgaan. Om te kan doen wat ek kan doen, dat hierdie evangelie versprei word. Prys die Here. Behalwe dat alles nie die skuld van geloof op, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal uitblus. En daar kom baie pyle op Christene af. Baie pyle. Want hulle geloof is nie daar. Wat is geloof? Dink jy geloof is hier? Geloof is nie om dit te glo, ek dink dit is so, ek hoop dit is so. Die geloof is om te weet wat ek weet. As jy geloof in daai skuld, dan gaan jy nooit rondgeswaai word, nie. Ons het 'n spreekwoord wat sê, ag, jy het al die kat aan die sterk weet, nee. Dis wat die duiwel doen. Hy vat jou, jy's op die kat, jy's die volgens die kop van die kat, jy wees my swaai rond, want jy nie daai geloof nie. Jy hoop maar. Ons het dit gesien, wanneer allerlei siektes en goedjies kom. En dan miskien is daar hierdie medisynetjies wat hulle vir jou stuur. Mense glo in nonsens. Hoekom? Of hulle glo dit nie noodwendig nie, maar hulle is nie oortuig, hulle geloof is nie oortuig in Christus. En dan glo die wêreld. En ek doen dit uit eie krag of hulle die wêreld, en ek hardloop na die wêreld toe, ek hardloop na geld toe, en dit sal dit maar oplos wat op die geval mag wees, in plaas van die Here toe te laat. En as jy daai geloof het, sal jy elke vuurige pyl kan uitblus. As jy vers 17 neem die helm van verlossing, die helm van verlossing, hier is die wonderlike ding, die helm kom op jou kop, en hoor mooi wat ek dit vanmôre vir jou sê. Ek maak verkeerd wees, maar ek dink nie ek is verkeerd nie. Maar dit maak nie saak nie, maar dink daaroor. Die helm kom op jou kop. Jou Openbaring 13 sê, dan gaan 'n merk wees wat mense gaan ontvang, op die voorkop en in die regterhand. Wanneer jy kom oor, dit gaan 'n chip wees, dit gaan dit wees, dit gaan dat wees. Kom ek vertel gou vir julle dit. Ons het die tegnologie vandag in die wêreld, wat hulle die oog se retina gaan skerm. Ons het die tegnologie vandag, biometrics, wat twee identiese tweelingbroers langs mekaar loop, en daai ding gaan vir jou vertel, wie is die regte en wie nie. Hoekom is dit nodig om jou implant te doen? Dit is nodig om dit te doen nie, maar dit nodig om jou toestemming te hê. As jy jou toestemming het om jou oog te skerm, ja, met ander woorde, die Bybel het altyd gepraat, sy praat van jou voorkop, hy praat iets van jou gedagtes, en op die regterkant is iets wat jy ontvang. Mense gaan leuns ontvang, en hulle gaan dit glo. Dis die werk van die Here, pas op. Ons versigtig wees. Met ander woorde, hy sê, neem die helm van verlossing. Met ander woorde, as jy absoluut glo in jou verlossing, dat hierdie kruis genoeg was, weet jy wat het jy dan? Ek het die werk van Jesus ontvang. 777 in die elk. En ek het die werk van Jesus ontvang, 777 op my voorkop. En niemand kan dit by my steel. Die helm
van verlossing. Niemand kan pyle in jou kop indruk, of wat ook al nie. Want jy glo jou verlossing, jy glo die kruis is genoeg. Maar as jy dit nie glo nie, dan swaai mense jou rond. Dan kom hulle, jy moet hierdie naam gebruik, jy moet op hierdie daar kerk toe gaan, jy moet dit daar die kerk toe gaan, jy moet sis, of jy moet so, anders as jy nie gered nie. Dan ontvang jy die leer, dan swaai hulle jou rond. Maar as jy weet, jy is verlos, as jy absoluut glo, dat Jesus Christus op die kruis gesê het, dit is volbring, it is finished, is jy asem uitgeblaas. En daardie bloed, het oor jou gekom, hoor mooi, die bloed van die Here Jesus Christus, is al tydens om lief te sê, die bloed van die Here Jesus is wit, ne? Dis is typies wat oor die sonde kom, nie. Dis die bloed van stiere en bokke, dis wat het doen, stiere en bokke het jou sonde net bedek, en dan later as kom hy inkwees so weer, dan nie maar weer een dingetjie gaan offer, ne? Maar Jesus Christus se bloed is uitveer, hy vee jou sonde uit, hy vee jou skuld uit, vir altyd. Dis wat verlossing beteken. En as jy dit eers weet, en dit glo, dat jy daar helm aan. Die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dis die woord van God. Al die ander goede te doen met bereidwilligheid, het te doen met verdediging. Maar in help jy verdedig nie, jy moet kan aanval ook. Jy moet kan veg ook, nee. Jy moet ons 'n swaard hê. En dis waar die woord van God in kom. En dis om daarom 'n idee te hê wat in die woord van God staan. Dis om daarom dat ek vir julle sê as jy dit bid, om daarom Bybelverse en Bybelse beloftes, God se beloftes te kan bid om hom te herinner as die beloftes, om die duiwel eintlik herinner jy die duiwel dat jy weet wat God se beloftes is, dat hy niks aan jou kan doen nie. Maar die waarheid is in die woord. As jy die waarheid ken, dan kan jy veg met die woord van God. Jy hoef nie die woord van God in jou kop te ken nie. As een van ons groep ouers wat altyd sê, jy weet wat staan, jy weet nie waar het staan nie, maar het staan in die Bybel. Jy moet kan gaan en sê, ek waar die Bybel aan. Iewers staan geskryf, maar weet jy nie presies waar nie. Party, die Here is so getrou, dat hy my gewoonlik die tekste gee, meeste van die tyd. Waar het staan, maar as jy net weet wat in die woord staan, dis ook belangrik as om die woordgedeelte te bestudeer. Ek is nou aan lees dat die proses om die Bybel weer van vooraf te lees, heeltemal weer. Ek wil sê, ek lees dinge raak wat ek of nog nooit raak gelees het, of ek het vergeet, of ek het gemis. Dis waar. Nee. Dit bemagtig jou. En jy sal smaai as jy dink, hoeveel dinge by mekaar uitkom en besef, hierdie woord word nie deur mense geskryf, jy sê, dit is nie deur God geskryf. En as ek ook opgewonde raak, as mense van my kom en sê, maar waar is jou Here? Jy sien, dan sal hulle hier rond. As kinders seer gemaak word, of daar is oorloop, of daar is spesifieke dinge, waar is God? Dan sê Jesus, man, weet jy wat? Die Here skryf en die Here geskryf dat dit gaan gebeur. Ons verstaan nie hoekom dit moet gebeur altyd. Ons ken net ten dele, ons gaan eendag ten volle ken, maar hy het geprofeteer. Dit bewys ons van my God bestaan. Want wie anders kon dit profeteer? Nee, beslis nie ek. In feite, ek is baie keer baie smaak profeet. Weet jy hoekom? Nie omdat ek het profeteer, jy moet die Bybel eintlik aanmaak. Dit gaan gebeur van die Bybel sê so. Jy word nie meer verbaas nie, nee. Dis jou swaard, dis waarmee jy veg. Lees jou Bybel, ken jou Bybel, spandeer tyd by die Here en sy woord. Hy sê, vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeeking vir die heiliges, bid julle vir mekaar. Hy sê, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Waarvoor ek 'n gesant is in Kettam, sodat ek daar vrymoedig spreek, soos ek spreek. Hy praat eintlik hierso, as hy sê 'n gesant in Kettam, so is dit eintlik 'n dubbele spraak. Hy is fisies in die tronk, hy is fisies gebind terwyl hy dit skryf. Maar hy praat ook van, ek is eintlik onder daardie slawerry van Christus, bedoelende, ek is 'n gesant van die Here. Hy het my gebind, hy het my vrygemaak, maar hy het my gebind om die evangelie te verkondig. En hy vra, wanneer as julle vir julle pastore gebind? Bid julle vir die pastore, dat julle gaan net altyd goed met julle. Nie net met sy gesondheid, nie net vir sy finansies, nie net vir sy omstandighede nie, maar dat die Here van 'n woord moet gee. Ons het vir die mense gevra, vra dit ook sonder weer, vir Woensdae asseblief, as die Here iets op jou hart lê, stuur vir ons dit, dat ons daar 'n bietjie daaroor kan praat. Maar jy hoef nie altyd vir ons fisies iets te stuur, maar al bid julle net, en sê, Here asseblief, lê op die pastoor se hart, maak vir die woord oop, bid vir mekaar, trek die wapen rustig aan.
Ons was kamerade gewees daar in die loopgrawe. En jy met 'n troep is en daar die kaptein wat saam met jou lewe was gelyk daar. Daar was nie hierdie woorde as jy aan die ons mekaar gebid en mekaar ondersteun, skraap en lief gewees vir mekaar, ons was kamerade daar. En dit is ons is besig met die geestelike oorlewing. Maak jouself bereid. Maak jouself bereid. Die Here gee vir ons 'n mooi ding. Daar het jy uitgestap. En uitgestap om die Here om uitgestuur. Weet jy hoekom? Want ek wil hom noem. En ek wil dit voor hom noem. Hoe lyk hy aangetrek? Die verlede week al ingekom. Hy het ingekom en op daardie oomblik ek het wat die Here sê Psalm 22 bedien. Want in instap is dat die Gees van die Here my lei om Psalm 23 ook te lees. Hy het saam opgesê en ek sal vooruit. En toe ek bid, toe besluit ek gaan 'n gebed doen ons Vader en hy het saam met my gebid. Hoe het hy ingekom? Mooi netjies in sy soet. Ja. Soos hy is. Ja. Vandag ook. Ons mense nooit takseer op sy uniform nie. Ja, dis waar. Hoor mooi. Nooit takseer op sy uniform nie. Want ons almal is in die loopgraaf, ons almal is in dieselfde fight. En baie keer is mense in die fight met die eers beter saam met die fight. Jy sien hom maar so die bewy gaan en jy dink nie is daaroor nie. Prys die Here. Die Here sê ek sluit hierdie af in Romeine 12 vers 1 en vers 2. Hy sê ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Ons moet elkeen ons gemoed verander, met ander oë na mekaar kyk en besef, ons is in dieselfde battle. Ons geveg is dieselfde vyand, ons geveg is teen mekaar. En ons liggame is 'n welgevalle offer. Jou liggaam is jou uniform. Jou gees is jou uniform, jou siel is jou uniform. Dis ook jou wapenrusting. Sorg, maak seker jy daai wapenrusting van God aan. As jy nie aan het nie, gelees dit weer en gebid dat die Here jou bekragtig met sy wapenrusting. Amen. Dierbare Vader, baie dankie dat jy elke een van ons uitverkies het. Ons sit nie hier net toevallig nie. Ons is hier omdat jy ons gestuur het, en elkeen van ons ingestuur is, of ons hier is, omdat ons hier moet wees, of het is, omdat ons dink ons moet hier wees, of ons verplig voel, of dit is nou uit liefde uit. Jy het elkeen van ons geroep vanmôre hier, sodat jy vanmôre vir ons ook kan bekleed en sê, hier is die wapenrusting, hier is die uniform. Ek gee dit vir jou verniet. Trek dit aan. Trek dit maar net aan. Ons dankie daarvoor. Ek vra Here dat die woord ook sal uitgaan na buite toe. Dat elkeen van ons die lig sal laat skyn na buite. En dat is daardie skoenes van bereidwilligheid sal aantrek, dat as jy vir ons op lê, dat ons die kerk finansiëel dra, dan dra ons finansiëel. As jy wil hê, ons wil die kerk dra deur arbeid, dan doen ons dit deur arbeid. As jy wil hê, ons die kerk dra deur pakkies te uitdeel, dan doen ons dit. Of die woord te gaan verkondig, dan doen ons dit. Wat ook al mag wees, Here, die pad wat U van ons stuur, of wat mense moet inbring hiernaartoe, dan doen ons dit. Elke ding soos U wil, in Jesus naam bid ons dit. Ek vra ook Here dat U hierdie tekens hiervoor sal seën, die broodjies en die wyn, die druiwe sal dat U dit sal seën in ons liggame vanmôre. Die hande wat dit voorberei sal seën in Jesus se kosbare naam. Here, dat ons ook bekleed met die ander wapenrusting, hierdie brood wat U sê U vir ons gegee het, dat die wat hierdie brood eet nooit deur honger sal ly. Dat ons met U bekleed deur dit te eet. Wanneer ons U aanvaar, en hierdie is maar net die teken, en dat hierdie wyn, hierdie druiwesap verteenwoordig die bloed van Christus, wat nie ons sondes net bedek nie, maar ons sondes vir altyd weggeneem, wat reeds daar op die kruis. Ons herinner onsself net aan, ons kom maar net in getuig, soos wanneer ons onsself laat doop, ons getuig dat ons met U bekleed, dat ons getuig dat ons gesterf het vir die wêreld en opgestaan by die koninkryk van die Here, getuig ons dan ook nou die gebruik van hierdie nagmaal. Nadat ek amen gesê het, Here, getuig ons daardeur dat ons weet en ons glo dat hierdie brood Jesus Christus se liggaam verteenwoordig en dat die liggaam op die kruis daar was sodat ons nooit die honger hoef te ly het. Ons met U kan bekleed en U ons bekleed, dat ons een vlees kan word, dat die bruidegom en die bruid een vlees kan wees, soos U beloof het. Dat is wanneer ons in die druiwesap drink.
getuig ons dat ons glo dat U bloed voldoende was, dat dit genoeg was, dat U ons sonde weggeneem het. Ons bid, Here, dat die Heilige Gees oor ons elkeen vir ons kragtig sal kom en dat ons dan ook sal veg, want die vyand wil nog steeds met ons veg deur vir ons sonde te laat doen. Al is ons verlos. Here, dat ons die Heilige Gees nie bedroef nie, dat hy vir ons die oortuiging gee van sonde, die gewilligheid, die bereidwilligheid en die krag om die sonde te weerstaan, sodat mense U in ons kan sien, sodat hulle ook weer inkom in die gebou en dat hulle ook kom en sê, hier gebeur dit, hier gaan iets aan, ons wil deel wees daarvan. Ons bid dit in U naam, ons gee vir U al die eer, al die heerlikheid, al die krag, al die majesteit, kom U toe net nie in Jesus naam, dat ons dit. Amen. Amen. Ek groet die mense wat kyk op Facebook en YouTube, en ek wil U nooi eers meer as welkom.